Jy het al seker van die apostel Paulus gehoor, nê? Maar Paulus was nie altyd sy naam nie. Vroeër in sy lewe het hy bekend gestaan as Saulus van Tarsus en hy was 'n fariseer gewees. Dit beteken hy het aan daardie godsdienstige Joodse groep gehoord wat nie saamgestem het met Jesus of die evangelie nie. Ons ontmoet vir Saulus die eerste keer in die Bybel as 'n vyand van die Christendom. Hy wou met alle mag en mening ontslaa raak van Christene. Saul was by en het selfs deelgeneem daaraan om gelowiges te vervolg. Hy het gedink dit is 'n goeie ding en het dit graag gedoen. Maar later, toe Saulus op pad was na Damaskus om ander Christene te gaan vervolg, het 'n ongelooflike ding met hom gebeur. Ewe skielik het daar 'n helder lig verskyn en Saulus het op die grond geval. Daar het 'n stem gepraat en gevra: "Saul, Saul, hoekom vervolg jy my?" Saul het gevra wie met hom praat en toe antwoord die stem: "Ek is Jesus." Jesus het toe vir Saul gesê om op te staan en na die stad toe te gaan en daar te wag, want iemand sal daar vir hom sê wat hy volgende moet doen. Toe Saul van die grond af opstaan, is hy blind. Die mense by hom het hom toe met die hand gelei Damaskus toe. In Damaskus was daar 'n Christen met die naam Ananias. Jesus het ook met hom gepraat en vir hom gesê hy moet na Reguitstraat gaan. In daardie straat is 'n huis waar Saulus is. Wanneer hy hom daar kry, moet hy hom dan die hande oplê en vir hom bid, dan sal hy weer kan sien. Maar Ananias was bang om dit te doen. Hy het al gehoor van hierdie Saulus van Tarsus en dat hy gelowiges soos Ananias vervolg het. Maar Jesus het vir hom gesê, hy moenie bang wees nie, hy moet daarheen gaan, want hy het vir Saulus gekies as 'n werktuig om sy naam uit te dra onder al die nasies en al die konings en ook onder Israel. Ananias het toe maar geluister na Jesus en na Saulus toe gegaan en hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het, toe jy op die pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Dadelik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het bekeer en toe later bekend gestaan as Paulus en hy was een van die grootste sendelinge in die Christelike kerk. Hy het die wêreld deurgereis om mense van Jesus te vertel. Hierdie verhaal leer ons dat ons deur Jesus enigiets kan doen en altyd oor kan begin.